Goeienaand, dames en heren. Ek hoop u het 'n heerlike dag gehad. En ja, ons het lekker weer gehad vandag. En nou is dit weer tyd vir musiek maak. Nou, ek gaan vanaand vir u 'n transkripsie speel. Nou, u wonder seker nou, wat is 'n transkripsie? In kort beteken dit, soos byvoorbeeld in hierdie geval, as 'n komposisie geskryf is vir 'n stem met klavierbegeleiding en ek transkribeer dit sodat dit net op die klavier kan klink, dan beteken dit die klavier moet ook die stem se melodie hanteer. So jy gaan sekere aanpassingkies maak, met ander woorde, sodat die stem heeltyd gehoor kan word. So as die klavier se begeleiding teenoor die stem in die hoër registers was, dan moet jy dit 'n bietjie aanpas, jy moet dit miskien 'n bietjie skuif, en sodat die stem wat hier beweeg, heeltyd gehoor kan word. Anders kan jy dit ding 'n bietjie die mekaar raak hierso, né? Ek weet daar's 'n hele paar komponiste wat in die verlede al transkripsies gemaak het. So transkripsies is 'n relatief ou kunsvorm. Iemand soos Johann Sebastian Bach het byvoorbeeld transkripsies gedoen, wat 'n ander komponiste se musiek gevat het en getranskribeer het vir orgel byvoorbeeld. Ek weet daar's weer ander komponiste, mense soos Guilmant, wat gegaan het en hulle het weer musiek van Bach, orkesmusiek van Bach, getranskribeer vir orgel. Of party mense het transkripsies gemaak van Bach se musiek, dan vir klavierduet byvoorbeeld. Maar jy moet so getrou as moontlik bly aan dit wat die komponis wou hê. So jy gaan eintlik baie verantwoordelik om en met respek met 'n komposisie, as jy 'n transkripsie wil maak, sodat dit in 'n sekere kombinasie of vir 'n sekere instrument dat dit kan klink. Nou, die komposisie wat ek nou vanaand vir u gaan speel is 'n lied van Tchaikovsky. Nou, Tchaikovsky het hierdie lied gekomponeer op 'n relatief vroeë ouderdom. Dit is uit sy opus 6, nommer 6. En dit is 'n lied wat bekend staan as None But the Lonely Heart. Nou ja, dit is in Russies die oorspronklike teks. En soos wat jy nou kan agterkom, nou hier's iets met verlange te doen. En die verlange is na 'n geliefde wat baie ver is, en die hart is seer en die hart pyn van verlange. So jy gaan waarskynlik die tipe van atmosfeer optel in die lied. Maar nou, ek het in my voorbereiding het ek geluister na die oorspronklike lied hoe hy gesing word deur Russe. Nou daar's 2 fantastiese opnames. Een is deur Olga Borodina en die ander een is deur Dmitri Rostovsky. Ek hoop ek spreek die van reg uit, maar in elk geval pragtige stemme en ongelooflik mooi gesing. Maar in elk geval, so het ek toe nou 'n idee gekry van waar is die klavierbegeleiding alleen, waar bly die sanger met ander woorde stil, en waar sing die sanger. Want dit is nie iets wat ek kan agterkom sommer net so met hierdie transkripsie nie. So ek het 'n bietjie gegaan en gaan huiswerk doen. 'n Mens moet dit maar soms 'n bietjie doen as jy as jy musiek wil instudeer, né? Maar in elk geval, so dit None But the Lonely Heart, opus 6, nommer 6. Een ander oor Tchaikovsky. Hy het natuurlik nou, is 'n komponis uit Rusland, en hy het gedurende die 1800s geleef, en hy is in 1840 gebore in die stad Votkinsk, en hy is in 1893 oorlede in Sint-Petersburg. Ja, en hy was 'n besondere gewilde komponis. Hy het operas gekomponeer,
Hy het ballette gekomponeer. Van sy bekendste ballette is die Beetkrakkers, en die ander een is Die Skone Slaapster, Swanlyk. Ja, dis 'n fantastiese ballet. Mooi musiek, en dan het hy natuurlik nou simfonieë, daar is van sy simfonie wat regtig baie bekend is. Ek dink sy simfonie nommer 6, is dit die Pathétique. Natuurlik, almal ken sy eerste klavierkonsert. Ja, ek speel dit nou maar in C, maar hier, dit is die bekende, dit is seker die konserte wat elke pianis graag wil speel, nee. Maar Tchaikovsky se dood was 'n vreemde situasie. Daar word gesê dat hy cola gekry het, deur besmette water te drink. Maar daar is ook mense wat sê dit was nie 'n ongeluk nie, dit was 'n doelbewuste poging gewees. Tchaikovsky het baie gesukkel met depressie en hy het altyd 'n verlore liefde gehad wat nooit regtig sy liefdeslewe was maar altyd bietjie aan die wankelrige kant gewees en hy was kortstondig getroud gewees, maar dit sou nie werk nie, hy was nie troumateriaal, nie werklik nie. En daar word beweer dat hy selfmoord gepleeg het as gevolg van sy homoseksualiteit. En is iets wat hy baie streng privaat gehou het, maar dit het toch 'n invloed op sy lewe gehad, want deur die jare het die mense stilgebly daaroor en mense was bang om ontmasker te word. Was nie so oop in die samelewing in. So, ag, voetig die arme man, né? Maar goed, kom ek speel nou vir u die transkripsie van sy lied None But the Lonely Heart. Ek hoop u geniet dit.
Mooi, nee? Nou ja, ek groet u en lekker slaap.